Vir die meeste mense wat wil floreer in hierdie land, vermoed ek is een van die groot struikelblokke en frustrasies ons onvermoë om net ons besigheid te kan mee aangaan soos wat ons die beste dink. En ek is geen kenner op hierdie gebied van besigheid of wetgewing nie, liewe vriende, maar ek het vandag in my kop die kenner as dit kom by besigheid en wat dit ontmoet met wetgewing. En dis vandag se gas wat ek vir julle het. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. So, baie dankie Gerard Papenfoes van NIASA. Baie dankie net eers vir jou tyd en baie welkom. Dankie Corneille, groot voorreg, baie dankie. Eintlik moet ek sê, nie eers welkom vir jou nie, jy moet my welkom sê, ons sit hier so in Gerard se eie kantoor vandag, en ek waardeer verskriklik jou tyd vir iemand wat ek aanneem baie besig is. Sommige net, ek het jou, of ek neem aan die meeste groot besighede sal weet van jou, want hulle het te doen met sekuriteite van sake, maar ek dink vir die meeste algemene mense, het jy onlangs bekend geword, klink verskriklik vir iemand van jou standing, maar algemeen bekend geword as die persoon wat Amerika toe is as deel van die Afrikaanse afvaardiging, neem ek aan. So ek wil sommer net gou daar begin, dis nou nie nuwe nuus nie, maar vir die wat nog nie daaroor gedink het of geweet het daarvan nie, eerste vraag is net, wie besluit dit moet gebeur, wie die ding aan mekaar gesit? Dit was 'n versoek uit die VSA. Ek dink die oorsprong, die gedagte het posgevat na die president Ramaphosa se besoek aan die Withuis en alles wat daar gebeur het en die chaos wat daar uit ontstaan het. Toe is ons genooi en dit was ek en Corneille Mulder en Theo de Jager van SAI. Maar ons is nie as 'n delegation genooi nie, ons was 3 ouens apart genooi. Dit was hulle 3 ouens VSA toe genooi. Okay. Ja, en dit was nie afvaardiging met onder 'n bepaalde titel, dit is die afvaardiging. Dis drie rolspelers in Suid-Afrika wat genooi is om sekere goed te kom doen. En nommer 1 het dit baie goed uitgewerk, ons het baie goed geklik. Nou, Theo, ek het Corneille geken, maar baie oppervlakkig. Ek het Corneille intussen baie goed leer ken. Ek en Theo loop al 'n pad baie jare saam. Ons ken mekaar van weerskante af, van alle kante af. So ek en Theo ken mekaar baie goed. Maar ons is as 2 individue genooi wat niks mekaar te doen het nie. Nou ons het nou daar saam geland in dieselfde pot en dit het baie goed uitgewerk. Ons het mekaar baie goed aangevul. Ja. So dit het goed uitgewerk, baie goed uitgewerk. Nou sien jy dat julle apart genooi is, dis vir my nogal nuus, want die mense neem aan, wel, hier's die manne, hulle is gestuur. Ons is apart genooi, ja. So as dit nou die saak is, het julle elkeen sy eie tipe van boodskap gehad, al wat julle mee soontoe was, of het julle 'n gesamentlike, kom ons moet maar boodskap of thema vir ding gehad, het julle net? Nee, glad nie, ons het, daar's 'n program uitgewerk, vir ons gegee, gesê, weet, hier is al hierdie vergaderings, voor ek jou vraag antwoord, ons het met verteenwoordigers van die Kongres, Huis van Verteenwoordigers gepraat, ons het met senatore gepraat in die Senaat, ons het met verskillende think tanks, dinkskrims, nee, weet jy Afrikaans vir 'n think tank nie, think tank, verskille ontmoet, America First, die Hudson Instituut, en nog ander, ontmoet, en ons het al 3 al daai goed gedoen, en natuurlik was ons in die Withuis gesprek gehad, maar dit was nie vir ons gesê, jy weet, praat hieroor nie. Ons het as 3 individue in vergadering gestap en elkeen ons eie unieke boodskap gehad. Corneille het baie gedeel met die politieke landskap. Al 3 van ons het gedeel met die politieke landskap, want alles het politiek en die politiek beïnvloed alles. So Corneille het baie gedeel met die politieke landskap. Theo de Jager het die
landbouhoek gevat Ja. en die impak van die politiek op landbou. Hy het ook baie gepraat oor Zimbabwe. Want hy is baie betrokke by Suider-Afrikaanse landbou. Ja. En ek het die besigheidshoek gevat en die impak op van wat gebeur op besigheid. Ja. En ja, so dit was nie 'n agenda, jy praat hier en toevallig het ons mekaar aangevul. Baie goed aangevul, ja. Ja, baie goed aangevul. So dit was genade, kan jy nou dink, jy sit daar en ons bots met mekaar. Jy bring die verkeerde ouens van Suid-Afrika af en ons sit in 'n meeting en ons bots met mekaar oor standpunte wat toe nie gebeur het nie. Ja. Was dit vir die Amerikaners nuus oor wat in die gang is, soos in ons nie geweet nie, of het hulle geweet, hulle wou bevestiging kry, of waar lê hulle koppe met die storie? Die Amerikaners weet baie goed wat hier aangaan. Okay. Hulle volg die nuus so vinnig as wat dalk vinniger as wat jy dit volg. Hulle is as it happens. Ja. Onthou die wêreld is daar word nie meer 'n brief gepos en hy vat 2 weke om oorsee te gaan nie. 'n ding wat nou gepubliseer word is internasionaal onblikblik beskikbaar. Ja. Alles gebeur en daar's persone wat die goed dophou die hele tyd as it happens. Ja. Op die sekond. Meer as wat ons dit doen. Ek meen ek stap in die oggend in en ek maak my komputer oop en ek blaai daardeur en ek lig 'n paar goed uit en ek stuur dit vir 'n paar ouens en ek sê kom praat met my hier, doen wat ook al die geval is, of hou net hierdie vir my hou dit net vir my. Ek sien dit raak, ek het nie tyd om dit deur te lees nie, maar ek dink die onderwerp is belangrik en ek dink ek gaan dit iewers nodig kry. Maar en dan moet ek baie ander goeders doen. Hulle het ouens wat net dit doen en so hulle is op datum en niks ontglip hulle oog nie. Ja. Maar ek dink ek gaan verder. Ek sê dikwels vir ouens, benewens die feit dat hulle dit dophou, weet hulle meer. Want ons moet nou maar aanvaar, die ANC is ook geïnfiltreer. En hierdie wat ek nou vir jou sê is nuus nie. Hulle moet dit weet. Ja. Ek dink as baie ouens in die ANC wat samewerk met die CIA. Ja. Ons weet dit mos nou. Kyk, die intelligensie-inskappe, hulle het invloed. So, jy weet hoe Donald Trump daar op die tarmac staan en hy sê, there are terrible things happening in South Africa. En ouens gevra nou maar, wat se terrible things are happening in South Africa? Ja. Wat gebeur nou? Ja. En hy sê, there's a genocide happening in South Africa. En dan sê, waar is dit? Maar jy moet nou verstaan dat die term genocide is nie wanneer daar honderde lyke op die strate lê. Ja. Genocide begin op 'n plek en hy loop na daai. Daai is net die laaste fase van genocide. Ja. Maar dit is genocide as it happens. Ja. Dit is en Trump sien die hele prentjie. Hy sien die hele prentjie. Hy sien waarheen goed loop. Wat is die taalgebruik? Hy weet ook wat is die gesprekke wat nie in die media kom nie. Hy het die prentjie. Nou, ek dink dis Trump se persoonlikheid. Hy luister so vinnig na jou en hy sê nee, ek het jou storie, kom ek gaan aan. Ja. En dan gaan hy uit en hy gaan maak 'n persverklaring. Dis hoe hy operate. Ja. Ander ou sou gesê nee, ons moet versigtig met hierdie goed omgaan. Nie Trump nie. Hy dons in en hy sê dit. Hy sê dit soos dit is. So en hy sê daar is grondgrype wat plaasvind. Daar's klaar expropriation wat klaar plaasvind. Wel, ons sê maar dit is nie so nie. Wel, dit is nie waar nie. Soos ons vandag hier sit, is daar goeders wat plaasvind wat eintlik skokkend is en ek kan nie nou daai detail dit is nog nie reg om dit nou hier op te sê nie, want 'n paar dae van nou sal dit bekend wees. Hierdie goeders begin gebeur. En so Trump sê dit en hy sê dit nie net aan die hand wat in die nuus gebeur nie, want onthou die hoofstroom media onderdruk hierdie goed. Hulle sê daar is nie 'n genocide nie, daar is nie ek dink ons is en ek sê dit nie as om paniek te saai nie, maar ek dink ons is daar's goed wat gebeur wat duidelik wys ons is op 'n bepaalde pad en ons kan nie dit ignoreer nie. Ek dink dis deel van die rede hoekom ek begin praat het, is ek dat 'n paar groot goed in my lewe gebeur en een van die dinge was
toe ek agtergekom ek het die boek gelees van die New Democratic Revolution en toe ek besef maar dis waarmee die ANC sit in die kommunistiese party wat al van National Democratic Revolution, ja. Toe ek daai ding besef, toe sê ek maar dis nie dat die regering onkapabel is of nie weet wat hulle doen nie. Hulle doen presies wat hulle beplan het om te doen. Ja, en ons gaan net die saamrijding nie. As jy so na daai tafel toe kyk daar, as jy daai dik files oopmaak, dan is dit onder andere dit. Jy weet ons het jare na die nuwe Suid-Afrika aangebreek in 94 het ons gesê, ons praat ek nou maar baie breed weg. Nee man, hierdie goed gaan nie gebeur nie. Want in die National Democratic Revolution is die ANC, dis maar net dis nou maar 'n praat maar net. Hy word presies nou uitgevoer. Hy word presies uitgevoer, presies wat daar staan. Jy kan hulle dokument lees en presies daarop reageer, want dit speel nou uit. Daar is, die plan is baie duidelik, dit is daaraan vervat en dit gebeur nou. Ja, dit was my die nuus. Dit is my skok omtrent gewees en ek sit toen en denk, wel ek het nie geweet nie. En mense neem aan, hulle weet nie wat hulle doen nie, maar hulle weet presies en het is opgedateer tot nou. Dit was my 'n verrassing, want jy dog is weer ou ideologie, dit word altyd opgedateer, weer bevestig, hulle is nog aan die plan met hierdie. Oh ja, en daar was 'n tyd wat dit so 'n bietjie onder die dekmantel was en het amper gedink hulle is besig om te moderniseer. Maar hulle doen nie, inteendeel. They are doubling down nou. Ek wou net sê, teen 'n geweldige spoed, al hierdie goed word baie blitsvinnig geïmplementeer en dit is 'n ding wat my baie van my tyd nou in beslag neem. Dit is teleurstellend, maar dis wat dit is. Ja. En jy weet toe Ramaphosa kan ons maar daaroor praat. Ja, asseblief. Ja, Ramaphosa het president geword en ons het gedog hy's 'n kapitalis. Hy is geen kapitalis nie. Inteendeel. Hy is 'n groot teleurstelling vir die magte van stabiliteit. Dit is 'n geweldige teleurstelling en nou wys hy sy klere. Ja. Ramaphosa het so ver soos week terug, min of meer, ek is nie seker wat 'n dag dit was nie, maar baie onlangs, die Zimbabwese landbouskout toegespreek en hy het hulle geluk gewens met hulle grondhervormingsprogram van die 80s. Ja. Is dit die 80s of 90s? Ek kan nie presies onthou nie. Wanneer het die land grabs plaasgevind? Ek is nie seker nie, begin van die eeu miskien. Ek kan nou skielik nie die datums, miskien, ek dink is meer onlangs. Die vat van die plase. En hy sê dit was goed. Dit is die regte manier wat hulle hanteer. En hy sê baie interessante ding, dit het sommer die geskiedenis uitgesort en dit baie gedoen vir landboustabiliteit, voedselvoorsiening, voedselstabiliteit. Nou kan jy dit glo? Nee. Kan jy dit glo? Hy sê dit. Ja. Hy sê dit is baie goed vir voedselsekuriteit. Ja. So wat sê hy nou eintlik? Hy sê ons kan adviesbele vat daaroor. Dis wat Ramaphosa, die president van ons land, sê dat hulle styl van grondhervorming is goed. En dit sit die toon vir wat ons moet doen. Dit sê hy, as ek nou hier opstaan van my tafel, dan stap ek daaroor na my lesenaar toe. Dan gaan al ek daai toespraak verbatim en ek lees vir jou. Ja. Daar staan dit. Nou ons kan dit nie glo nie, dat in hierdie tyd, nou gaan lees die Nasionale Demokratiese Revolusie en hulle praat van die hele tyd van die balance of forces. Wanneer hulle doen 'n ding en dan is daar pushback. En dan tree hulle bietjie terug. En dan kom hulle weer. Hulle konsolideer, kom terug en dan is daar pushback. As dit nie was vir die siviele civil society, wat ek noem vir die pushback, ons self is voordien nie of met sekere goed wat ons stop en op ons area en as dit nie was vir civil society wat hierdie goeders doen nie, sou dit al bietjie verder gewees het. Stukke verder. Ja. Ek onthou by Kragdag, ek kan nie onthou, dit was een van julle wat dit genoem het, of dalk Pieter Leroux of iemand net toe my vraag was, nou, hoe help dit dan as jy die hele tyd die regering aanvat, want jy weet hulle ideologie gaan nie verander nie, so hulle probeer nie anders te wees nie, hulle probeer presies doen wat hulle doen, wat help al die sake teen hulle, en toe sê hy die persoon, dis soos om sand in die masjien te gooi, ons moet net die ding so moeilik maak vir hulle as moontlik, en
Ja. Aanhou beklei teen dit. Ja. Ek weet nie, jy het miskien ook bygesit waar ek en Piet daar gesels het. En ek het die opmerking gemaak dat ons moet maar laat hulle wiele soos Faroe se strydwaans in die modder vassak. Dis moet dit doen. Ja. Want jy sien jou situasie met die sosialistiese staat, en dit is waar jy loop pad is om alles sentraal te beheer. Nou dis hoekom sosialisme val. Dit is nie moontlik om alles sentraal te beheer nie. Jy kan nie op elke plek wees nie. So en soos wat jy afdwing, so loop jy goed probeer afdwing, so is daar weerstand van die samelewing, en daar moet ook weerstand wees, want jy moet verstaan dat hierdie regering het alles verwoes wat hulle hande op kan sê. Daar is niks wat hulle van jou vra om te doen wat 'n goeie ding is nie. Ja. Nou seker goed het ons nie 'n keuse nie, belasting moet jy betaal, want die ding is so gedoen dat jy moet dit betaal. Daar is nie eintlik veel van 'n keuse nie. As jy dit nie betaal nie, dan kom al daai geld uit jou bankrekening uit. Ja. Seker goed moet ons maar doen, maar daar's ander goeders wat, wel natuurlik, hulle gaan jou hof toe vat en geweldig beboetelik. Maar jy weet, so moenie die wet breek nie, maar pas elke ding streng toe, wys toe. En dit is waarmee ons besigheid. Ons help besigheid in 'n klompie areas. Ja. Daar's ander mense wat op ander areas help. Daar's ons belastingkonsultante kry om vir belasting. Vir 'n besigheidsman sê ons fokus op jou besigheid en kry goeie advies op die ander goeders. Ja. Ja. Dis 'n vraag wat ek al oor gewonder het op die ding van, as jy nou besluit, die regering weet nie wat hulle doen nie, in watter mate kan jy Ek het altyd aangeneem met as die regering iets sê, is dit 'n wet. Hulle maak 'n aankondiging, dis 'n wet. Maar toe later oor, dis nie noodwendig so nie. Want dis hoekom hulle kan hof toe vat en sê, maar wat julle doen is verkeerd, dis ongrondwetlik of wat ook al, en dan kan die hof sê, die regering was verkeerd. Ja. So waar trek mense die streep oor? Die regering het 'n uitlating gemaak, daarom staan dit ons moet dit doen, of die regering het 'n uitlating gemaak? Nee, ons gaan dit nie doen nie. Wel, daar is seker verskillende vlakke. Daar's weet sosiale media het geweldig voordele maar daar's ook nadele. Ouens wat miskien nie veel weet van 'n ding nie, sê 'n ding en hulle sê dit is nou hoe dit is. Dit is noodwendig so nie. Ja. So mens moet maar elke ding uitvind, is dit nou regtig so of is dit nie so nie? En selfs as 'n minister sê jy moet iets doen, is dit meet dit aan die wet en meet dit ultimately aan die grondwet. Nou, jy weet, oor hierdie kan ons nou lank gesels. Jy weet, wat beteken dit jy verwys na die grondwet, jy val terug op die grondwet. Die grondwet, dis 'n swak punt, lê daarin dat die regters in die grondwet of handhaaf nie meer sodanig die grondwet as wat hulle die narratief van die regering van die dag bevorder nie. So die grondwet word eintlik gestretch. Ja. Ons het Sakeliga in die Hasa was in die hof die 15de Augustus. Ons het laas donderdag uitspraak gekry, die 29ste dink ek, 28ste, 27ste kry ons uitspraak in die saak en ons het die saak verloor. Nou op grond van die regsbeginsels het ons 'n 0 kans gehad om my saak te verloor. Ons kon hom eintlik nie verloor nie. Maar die regter wou ons laat verloor het. Hy is verkeerd. Hy is doodeenvoudig verkeerd. En nou appelleer ons direk na die grondwet hof toe. Dit is 'n stryd wat jy aan mekaar moet stry. So en daar's tegniese goed wat die minister het quotas ingestel, byvoorbeeld rondom regstellende aksie, quotas ingestel en ons sê nee, die wet sê jy moes sekere goed doen. Jy het dit nie gedoen nie. Die regter sê ag nee, is eintlik belangrik. Nee, dit is belangrik. Ja. En jy moet daai goed gebruik. Jy moet elke ding gebruik. Ja. Jy moet dit gebruik. Nou die regstelsel is nie meer in ons guns nie, maar dit is al wat ons het. Wel, dis nie al wat ons het in die wêreld nie. Ek meen ons weet ons as gelowiges het ons baie meer as dit. Ons praat nou nie in daai konteks nie, Ja, maar daar's die regstelsel en ons moet dit gebruik. Ja. Minister, as jy die wet wat jy aan die hoof van staan, wat jy moet waarvan jy die guardian is, dit nie stip navorsing, dan vat ons jou hof toe. En ons gaan sê vir jou of jy dit nie gedoen nie. Nou, op 'n goeie dag wen jy dalk.
Op 'n goeie dag het jy 'n regter wat dit nie of verstaan nie of nie wil verstaan nie. Jy moet onthou die kommissie wat die regters aanstel, stel hom nie aan noodwendig op sy regsvaardigheid nie, maar baie meer wat sy sekerlik neem in ag wat sy politieke inclinasie is. Want in ons saak op die 15 Augustus in die hof het die regter die volgende woorde gesê, en ek het in die hof gesit en luister waar hy dit sê, there's a new sheriff in town. Met ander woorde, Ek sê ja, hy sê dit, there's a new sheriff in town, bedoelende, was 'n nuwe regering. Never mind wat die grondwet sê. Die grondwet, jy moet alles meet in die grondwet. En die grondwet sê, dat jy kan nie diskrimineer aan die hand van ras, onder andere nie. Ja. Maar employment equity, Jy moet diskrimineer op grond. Nou, ons gaan nie diskrimineer. Ja. So, wat doen jy nou wanneer jy weet, ons is nou in die hof, ons gaan nou, dis 'n lang geveg, ons gaan nog lank beklei. Maar, en ons praat net van hierdie stuk wetgewing, maar, wat gebeur as ons alles verloor het? Dan gaan ek nog steeds nie persone nie op meriete aanstel nie. Ja. En ek gaan aanhou beklei. Hoekom? Want as ons dit nie doen nie, gaan ons nie meer besighede hê nie. Ja. Dan gaan ons nie meer besighede hê nie. Die staat verstaan dit nie. Hulle verstaan nie, jy weet, ek dink hierdie ouens weet nie waar geld vandaan kom nie. En Gerard, jy sê nou sommer so, hulle weet nie waar geld vandaan kom nie. Nee, ek bedoel dit eintlik. As jy nog nooit geld gemaak het nie, wat dit vra om geld te genereer van niks af. Jy het 'n groenteboerdery. Wat behels dit om 'n saadjie in die grond te sit, iets te laat opkom, dit te versorg dat dit groot word, dit te oes en te verkoop. En daai proses te laat gebeur op so 'n mate, op so 'n basis dat dit winsgewend is. Dis een ding om te sê ek groei groente en ek maak 'n leer daarvan. Ja, jy kan groente groei en jy kan dit eet wat jy daar, hoe groot kan jy afpluk en jy kan dit eet. Maar kan jy soveel daarvan plant dat jy dit kan verkoop, jy moet 'n mark gaan kry. Dan moet jy prys beding. Jy moet meeding met ander ouens wat presies dieselfde doen as jy en meeding met die kliënt wat by jou koop. Jy moet dit in ag neem. Daai proses van hoe neem jy prys in ag is 'n baie dinamiese proses. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy dat jy R10 vir hierdie ding kan vra? Hoe weet jy dat die ander ou R9.50 vra en jy nie vandag baie verkoop? Hoe vind jy vind dit maar uit? Dis 'n toets van die maar daar's 'n dinamika in die mark om iets van niks te laat genereer word en dit daarmee besigheid te doen en dan soveel te maak dat jy aan die einde van die maand jou blyplek se huur kan betaal en jou water en ligte en dan later 'n bakkie kan koop. Om al hierdie goed te laat gebeur, dit is wat jy noem besigheid doen. Nou 'n sosialis weet waarvan net mooi op die kop 1 ronde 0. Hy het dit nog nooit gedoen nie. En as jy dit nie gedoen nie, weet jy daarvan niks. Ek is passionate daaroor, want ek verstaan dit. Want ek sien hoe hard dit is en wat dit vra. En dit is 'n proses wat nooit ophou nie. Ja. Want as jy môre dink, ek het die regte prys vir my groente, dan kom 'n ander ou en hy het 'n slimmer plan en skielik het jy nie 'n mark vir jou wortels nie. Ja. En dit vat jou 'n paar dae om uit te vind wat die probleem is, intussen is jou wortels verlep en that's business. Ja. Nou 'n sosialis verstaan daar niks. En jy weet as ek sê hy verstaan daarvan niks, gee ek hom baie ruimte want hy verstaan baie minder as dit. Sluit net die president van Suid-Afrika weet daarvan niks, hy het nog dit nooit gedoen nie. Hy het nog nie 'n hamburger stalletjie in sy lewe gerun nie. Nou daarom doen hulle sosialisme want hulle kry hulle geld by die belastingbetaler. Ja. Wat hulle nie verstaan nie is hierdie proses wat ek nou so passionately probeer verduidelik het, is die ding wat hulle belasting betaal. En dis hierdie ding wat hulle wil onderkry. Hulle wil hom ondergrawe. Hulle verstaan nie dat jy hierdie ding moet los. Hulle verstaan die dinamiek van markkragte glad nie. Jy moet dit gedoen het om het te verstaan. Ja. Hoe dinamies is dit om 'n sakeman te wees? En hulle verstaan dit nie. Hulle dink
en dis hoekom ek sê, hulle weet nie waar geld vandaan kom nie. Hulle dink, nee, As jy opdaag, word hulle het betaal. nog nie gedink nie. Verstaan jy wat dit behels? Hulle was nog nooit daar nie. Hulle leef, hulle is verkies deur mense wat nie verstaan waaroor dit gaan nie, en nou leef hulle op die vet van die land. Dis sad. Maar dis wat dit is. Moet jy gou my storieetjie vertel. Ek was in 2010 in China vir 10 dae by die World Expo. En ek was daar as 'n musikant gewees, maar ons het met baie besigheidsmense gepraat, dit is deel van die hele storie. En 'n Chinese besigheidsman in 2010 sê al vir my, hy sê die probleem in Suid-Afrika is, China en Suid-Afrika al twee teoretiese opkomende middelklas. In China is dit besighede wat klein begin en die regering help hulle om so vinnig as moontlik groot te kom, want hulle sal natuurlik aan mense aanstel. Dis hulle opkomende middelklas. Suid-Afrika op soek opkomende middelklas is hoofsaaklik mense wat vir die regering werk en trek uit die stelsel uit in plaas van toevoeg tot die stelsel. Ja, Dit was my soos ek het nog nooit daaroor gedink tot daai dag nie, maar dis presies wat in die gang is. Ons het 'n 45% werkloosheidssyfer. Ja. En ons het nou, ek het nou uit 'n vergadering geloop hiernatoe. Daar uitgestap en hiernatoe gestap. Swak industriële beleid veroorsaak dit. Want as jy nie 'n beleid het wat hierdie ding bewaar en beskerm en stimuleer nie, dan kry jy wat ons kry, 45% werkloosheid, 62% jeugwerkloosheid. Dit is swak. Dit is omdat 'n sosialis hierdie ding probeer sens van maak en hy kan nie. Hy verstaan dit dood eenvoudig nie. En dit is binne hierdie konteks wat sakemanne moet besigheid doen. Vyandige regering, totaal naïef wat hierdie ding aanbetref, met geen waardering vir wat daai ou doen om geld te genereer sodat hy vir sy familie sorg, vir 'n werksmark sorg, dan 'n wins maak waarvan hy 'n X-persentasie vir die staat gee as belasting. Hulle het geen waardering daarvoor nie. Daai sakeman is sy vyand. Ja. Dit is die opperste vorm van onnoselheid. En as ou sê, dis 'n harde woord, sê ek nee, dit is nie, daar is harder woorde om dit te beskryf, maar dis nie gepas nie. Ja. Dis harder woorde. Dis onnoselheid. Hulle verstaan dit nie, tot hulle eie nadeel. Dis soos 'n ou wat homself met 'n mes sny, dis waarmee hulle besig is en hulle genot daai uitput. Ja, die regering, ja, daar's 'n klomp, mense kan 'n week oor hierdie goed praat. Daar sit 'n groot Maar ons is nie mismatch tussen uitsluitlik slegte nuus te gee nie. Nee, gelukkig nie. Nee. Nou ons het nou so lekker gepraat oor al die goed, want deel van my vrae sou wees, in my kop is jy half een van die leiers op die gebied van waar besigheid en wetgewing meng. So my vraag sou wou wees, hoe werk dit in praktyk uit vir die besighede? Maar die afleiding is dit gaan woes, want die regering maak dit so moeilik as moontlik. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Wel, die regering, die Nasionale Demokratiese Regering het nou genoem, sê dat alles wat gebeur, elke ding wat in ons samelewing gebeur, in alle fasette, nou daar spesifieke woorde, social endeavor, alles moet die bevolkingssamenstelling reflekteer. Nou dit ignoreer die dinamika van hoe dit werk in die wêreld. In die wêreld, die normale ding is dat daar sekere gemeenskappe is meer vooruitstrewend as ander. Hoekom is dit so? Hoekom gaan nie daar nie? Hoekom gaan sekere gemeenskappe net vooruit? Hoekom produseer hulle kos in oorvloed en voer uit? Hoekom is dit so dat
Europese lande in Europa het nou sy eie moeilikheid. Ja. Het is met hulle so goed gegaan dat hulle toe maar 'n plan beraam het, laat ek oor Europa. Dit het met Europa so goed gegaan dat hulle 'n plan beraam het hoe om hulle self te vernietig. Hulle leef nou daai plan uit. Maar hoe is dit moontlik dat Europa, waar dit helfte van die jaar toegesneeu is, uitvoerders is van goeders, terwyl in Afrika waar ons al die reën, al die water en die beste grond het, is daar armoede. Hoekom is ons nie uitvoerders in Afrika, die hele Afrika, uitvoerders van al hierdie groente en vrugte? Ons kan die wêreld, Afrika alleen kan die wêreld van graan en groente en vrugte voorsien. Ons voer niks uit nie. Niks. Hoekom is dit so? Hoekom is sekere samelewings net baie meer voorspoedig as ander? Nou as jy sê 'n land moet alle bevolkings met alles nou verdeel, dat almal min of meer ooreenkomstig die kleur van jou vel, dis wat dit sê, moet deel aan die welvaart, dan beteken dit jy gaan die gee wat nie daarmee goed is om welvaart te genereer nie, en jy gaan met hulle moet deel die wat baie goed is daarmee. En nou die ouens wat goed is, jy weet, dit is die verskil tussen kapitalist is 'n ou wat werk hard, hy hou daarvan om sy besigheid te begin, is nie baie goed met deel nie, want hy glo nie aan die konsep nie. Hy sê, die kapitalist ry dalk by die bedelaar verby en hy sê vir hom, weet jy wat, staan op en begin werk vir jou geld. Dit is die ingesteldheid. Nou, as jy daai kapitalist te veel van hom vat, dan vat hy sy besigheid en maak hy deur toe gaan doen op 'n ander plek besigheid. Dit is hoe dit is. Noem dit selfsugtig, ek sê nee, dit is hoe dit is. Nou, die wetgewing wat ons het in ons land, is daarop gerig om hierdie herverdeling te bewerkstellig. Dit gebeur nou. Dit staan in die Nasionale Demokratiese Revolusie, dit word nou in die praktyk uitgevoer. Weet net, sedert 94 is 146 wette geskryf wat daarop gerig is om wit mense uit die ekonomie uit te haal. 146 wetgewing. Nou en sê, ag, kan nie wees nie. Want dit is so, Ja. Hoe weet ek dit? Omdat ek dit gaan lees het. Ja. Dit is in wetgewing in regulasies om te sê, hierdie ding, hierdie reg kan jy slegs uitoefen as jy aan hierdie vereistes voldoen. Hierdie reg kan jy net uitoefen as jy aan daardie vereistes voldoen. Maar nou kom ons praat net aan 'n paar wat nou hoofnuus is. Ons gaan nie oor daai ander praat nie. Daar's expropriation, wat voorsiening maak vir expropriation without compensation. Dis groot nuus. Nou, hier is baie debat oor dit. Want dit gebeur dan nie. Wel, jy moet verstaan, as jy baie slim is, as jy hierdie goed wil toepas, stel jy nie die wet in, en dan ontken jy, as jy in Amerika is, dan sê jy vir Amerikaners, nee, maar daar is nie expropriation, die wet sê nie dit nie, die wet sê dit, dat jy kan zero compensation gee, en dan het hy vaal kriteria, dit is oop vir abuse, maar dan doen jy dit nie dadelik nie, want nou skielik is die vergrootglas, al die ligte is op hierdie onderwerp, nou doen jy dit nie dadelik nie, jy los dit vir 'n rukkie, jy los dit net vir 'n rukkie, en dan doen jy dit. Dis expropriation. Dan vat jy BEE, en jy sê vir 'n maatskappy, as jy wil besigheid doen met die staat, met jou besigheid 51% aan swart is behoort. Nou die oomblik as jy dit vir 'n ou sê, dan sê met ander woorde, dan het ek nie 'n besigheid. Met ander woorde, ek bring 'n besigheid tot stand, ek sit al my kapitaal daar en ek bring bestand, en dan sê ek moet my meerderheidsaandeel hou. Nou verstaan jy wat beteken dit as jy jou meerderheidsaandeel weggegee het. Jy het nie meer 'n besigheid nie. Jy's 'n werknemer in jou eie besigheid. Jy kan in die winste deel, maar met as bestuur die 51% swak bestuur het jy een van die dae nie meer 'n besigheid nie. Dis expropriation. Ja. Dan doen hulle 'n ander vorm van expropriation. Hulle gaan met employment equity, gelyke in diensneming, en dan sê hulle, ons ontneem jou die reg om te besluit wie vir jou werk. En ons gee vir jou 'n rasgebonde kleurskema, wat jy vir 'n ou sê, jy moet op 'n spreadsheet jou besigheid bedryf. Vul hom in, rasse, kyk na die raskleur, en dan sê jy,
dit neem van jou weg is 'n ander vorm van expropriation, die reg om jou besigheid te bedryf soos jy wil. 'n Groot nuus is nou Bella, waar hulle inmeng in skole en hoe dit moet lyk en al hierdie goeders. So jy vra hoe werk die goed op besigheidsvlak? Natuurlik werk dit elke dag op besigheid in. En nou vra ouens, die ekonomie kry swaar. Wat is die grootste drywer in die ekonomie? Die grootste drywer van die ekonomiese voorspoed is sake vertroue. As 'n sakeman is skugter vir ook 'n ekonomiese onstabiliteit is een ding. Dit gebeur so in die wêreld. Maar politieke onstabiliteit maak 'n sakeman baie skugter. Hy is soos 'n bok. Soos 'n kudu. Hy stap vinnig weg. As 'n kudu, hy kyk en hy verdwyn in die bos. Dis besigheid. En die besigheid het nou in die bos verdwyn. Daar's geld. Corneille, ons kan hierdie ekonomie as regte regeringsbeleid en 'n bedreiging teen die privaat sektor opgehef word, sal jy Suid-Afrika in 6 maande nie meer ken nie. Los dit vir die privaat sektor, gee vir hom sake vertroue, sê vir hom, jy kan kom investeer hierso, draai die privaat sektor dit in maande om. Hulle sê nee, dit gaan lang vat. Jy verstaan nie die privaat sektor nie. Hy is honger vir besigheid. Ja. Gee hom besigheid, môre sal jy die stootskraper sien beweeg. Ja. Onmiddellik, want hulle is honger vir besigheid. Dis hoekom hulle kapitaliste is. Ja. Hulle is honger vir besigheid, hulle wil goeders doen. Ja. Hulle is nie soos die stasies wat maande vat om in die gang te gaan nie. 'n Sakeman kom in sekondes in die gang. Maar as jy nie sake vertrou het nie, dan smoor jy die ding. Ja. Dan sê die ou, nee, wat doen die ou? In plaas van hy te investeer, kyk hoe vinnig hy sy geld uit die land uit kan vat. Ja. Hy maak 'n plan, hy wil weggaan. Hy wil sy bates. Hoekom koop hy nie? Dis wat ons nodig het. Ons het nie minder ryk mense nodig nie. Ons het meer ryk mense nodig. Ons het meer miljonêers en biljonêers nodig. Hoekom? Hulle bring geld in en hulle investeer en hulle gee vir mense goed betaalde werksgeleenthede. Dis wat ons nodig het. Die sosialiste verstaan dit nie. So, dis binne al hierdie wetgewing wat 'n blokkade sit. As ek 'n grond koop, moet ek waterregte hê. As ek wil water hê, moet ek aan sekere vereistes voldoen. En die vereistes lê nie op die vlag van regulatories wat sê nee, maar jy moet sekere goeders doen nie. Daai goed oorkom jy. Dit is wanneer hulle sekere kriteria maak wat dit vir jou onmoontlik maak om dit te doen. En as jy praat van ons het reg in die begin gepraat oor expropriation. Ekskuus dat ek die Engelse woorde hier en daar ingooi, maar ons het gepraat oor expropriation. Wil jy vir my sê, daar's een ou wat grond koop, terwyl hy nie in ag neem, hierdie grond kan geëxpropriate word nie. As jy nou 'n besigheid moet begin en jy besef, ek gaan maar iewers vasloop waar ek 51% van my aandelehouding vir 'n ander ou moet gee, wie wil dit doen? Wie wil dit doen? Wie wil 'n besigheid begin wat eendag vir jou gesê word, jy kan nie besluit wie wil aanstel. Terwyl 'n sakeman sê, ek neem net 3 goeders in ag wanneer ek mense aanstel. Karakter, meriete en kultuur. Hoekom kultuur? Dis van almal, karakter is belangrik, is voor die hand liggend. Meriete, dis baie belangrik. Dis voor die hand liggend. Alhoewel die staat sê nee, jy moet meer na ras kyk as meriete. Maar kom ons sê, dit is nog vir die gewone ou, regdenkende ou normaal. Wat ons dikwels nie aan dink nie, is kultuur. Kultuur is so belangrik, want sonder kultuur in 'n besigheid kan hy nie vooruitgang nie. Daar is spanning. Daar is goed, hierdie ding wring op 'n manier wat nadans die berings, wat het die ou mense gesê, die ou daar nog, hulle sê berings het gesies. Onthou jy daai daar? Ja. Dit gebeur nie meer nie. Jy hoor nie meer, kar se berings het gesies. Die module pak nou op. Ja, die berings het gesies. Hoekom? Die kultuur van die besigheid
het hierdie ding laat oorverhit, die olie wat daarin moet wees nie uitgekom nie ensovoorts. So jy moet, nou wat het gebeur met die staat? Die besigheidskultuur was ondermyn. So daar's niks oor van die staat nie. Hy funksioneer nie, daai wiele het nou afgekom, dit is 'n lijk wat blyk of hy leef. Die SOE, State-owned enterprises, privaat sektor wat deur die staat besit word, wat nie werk nie. Hy's ten volle getransformeerd, maar hy werk nie meer nie. Hulle is almal bankrot, hulle leef op staatsgeld, ek het gehoor, hulle het nou die dag, gister gesien, ek het nog 3.5 biljoen om die poskantoor te laat werk. Man, hoekom? Ja, om te rede. Hoekom, die plek het nie 'n rol nie. Maak hom toe, hy is in teendeel lankal toe. Jy kan hom nooit in jou lewe revive nie. Hoekom nie? Want niemand stel belang om so toe te gaan nie. Ja. Want as 'n ou eers een keer weg is by die poskantoor, sal jy ooit weer teruggaan om iets daar te gaan laat doen? Hulle kan 35 biljoen daar instoot. Niemand gaan bestel belang om na daai gemors toe terug te keer nie. Ja. Hoekom wil jy dit nog? Maar iemand maak geld daar uit om besig met herlewingsprogramme ensovoort. En dan die munisipaliteit, dat is allemaal dood. Jy het werkskultuur ondermyn. Wanneer daar spanning tussen mense is, ondermyn jy werkskultuur. As jy werkskultuur ondermyn jy innovasie, jy ondermyn produktiwiteit, jy ondermyn vooruitgang en die uiteinde is die dood. Staat verstaan dit nie. En dit is hierdie magte wat hierdie goed op jou wil afdwing, wat jy met slim optrede, wyse optrede en baie ruggraat moet teenstaan. Ek maar sê nie, man, ek gaan alles doen wat die staat vir my sê. Ek sê, jy kan alles doen wat die staat vir jou sê, maar jy gaan binnekort nie meer besigheid hê. So jy moet altyd, as 'n ou jou opdrag gee, is die vraag, wie gee my die opdrag? En as jy vir my sê, Gerard, ek sê vir jou, jy moet so en so en so doen. Dan sê ek, okay, net voor ek het van. Ek wil net gou gaan kyk, wie is jy? Kom, wys vir my 'n paar goeders van jou wat jy doen, dan sal ek besluit of dit wat jy vir my sê geloofwaardig is. Ja. En as ek sien jy maak 'n sukses van jou storie, dan sê ek dis 'n goeie, dis 'n navolgingswaardige voorbeeld. Maar as jy daar waar jou blyplek is en dit lyk vuil, verslons en treurig, dan sê ek gaan nie na jou luister nie. Hoekom nie? Ek sien niks waar jy opruit wat vir my daarop dui dat ek na jou moet luister nie. So wie gee aan ons die opdrag? Dis 'n staat wat elke liewe ding wat hy sy hande op kon lê, gebreek het. En nou sê hy vir my, dis wat jy moet doen. Ek sê vir hom, nee meneer, ek is baie jammer. Ek kan ongelukkig nie jou advies vat nie. En die opdrag, ek sê ek kan hom ook nie vat nie. By tax sal ek betaal, want ek nie 'n keuse nie. Ek sal dit betaal, maar ek sal jou opdrag met groot omsigtigheid hanteer. Nou maar, kom ons sê, ons wil staan met die storie wat almal weet, dis 'n gemors. Kom ons kyk of is daar 'n silwer randjie op die wolk. So, is daar positiewe dinge, dink jy, uit 'n besigheidsoogpunt in Suid-Afrika, miskien in vergelyking met ander lande? Is daar positiewe goede van om hier te wees in hierdie land met jou besigheid? Ja, jy weet, ek voel amper sleg as ek so afgaan en van ons vertel die stryd wat ons stryd. So die vraag is nou, Gerard, as jy nou al hierdie goed sê, dan leef jy seker in groot swaarmoedigheid. En dan is my vraag, lyk dit vir jou of ek baie swaarmoedig lewe? Ek doen nie. Ja. Want ek leef regtig met hoop. Ek leef met hoop. Ek leef 'n baie goeie kwaliteit lewe. En ek sien mense om my, baie van hulle, wat baie goeie kwaliteit lewe. Vol lewens. Kwaliteit beteken nie hoeveel karre jy ry in die huis en die blinkgoeders en die seehuis en die privaal. Dis nie, die kwaliteit lewe het niks met daai goeders te doen nie. Kwaliteit lewe gaan oor sinvolheid. Te leef binne die konteks van groepenheid en sovoorts. Ja, is daar mooi stories, jof. Ek kan vir jou een na die ander mooi storie gaan wys van ouens wat te midde van hierdie goeders hulle ding doen.
jy sit hier voor my, dis 'n mooi storie. Hier sit 'n ou wat sy ding doen. Dis die mooi storie. Ouens doen sy ding elke dag, hy staan op en hy gaan leef. Hy gaan leef voluit daai dag. Hy maak nuwe planne. Hy bly relevant. Hy is suksesvol in wat hy doen. En wat is die silwerrandjie? Dat ja, te midde van al hierdie goed, sit ons hier en ons sien al hierdie goed om ons gebeur en al hierdie goed is ook op my van toepassing en dis nie tenstaande gaan dit baie goed. Wat is dan die verskil? Jy weet daar is wat is daai vers in die dit is in Filippense 4 vers 6 tot 8 dink ek wat sê is ek reg, wees oor niks besorg nie. Jy weet die Here sê vir ons 'n opdrag. Nou jy weet die God van die heelal wat alles in sy hand het, sê vir jou as sy kind, jy moet oor niks besorg wees nie. Nou as hy dit sou sê en hy sou dink maar eintlik hou jy vir die gek want eintlik is daar baie om oor te worry. Dan jok hy vir jou. Dis soos 'n ou sê man, weet jy kan loop hier na daarna toe. Dis veilig. Jy laat jou kind om hier oor die straat te hardloop en jy sê vir hom, nee my kind, dis veilig, hardloop. En dan ry kar hom dood. Dan kom ons lei. Maar die Vader sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles in gebed en smeking voor aan die Here bekend word. Ja. Jy moet hom vertrou. Dit is wat jy moet doen. Jy vertrou hom, hy gaan dit dan vir jou doen. En dan ek dink dis 'n vers sê hy, en dan, jy moet jou gedagtes nooit daarna toe laat gaan nie. Nou, ek van myself in die rede, ek werk met hierdie goeters, want dit is goed wat ons moet hanteer. Maar ek ponder nie op hierdie goed nie. Ek hanteer dit, want ek mag nie toelaat dat dit nou my lewe oorheers nie. Ek doen iets aan omtrent. Ja. Jy weet, ons moet onderskei in die lewe tussen goed wat ons iets aan kan doen, en goed wat ons niks aan kan doen. En goed wat jy niks aan kan doen, moet jy regtig jou nie meer ophou nie. Nou, daar's 'n verskil tussen konstruktief met 'n ding hanteer en jou bekommer. Nou, bekommer, amper sê kom. Bekommernis is om aan daai kar van jou te klim, en om te start, om neutraal te sit, en dan 'n baksteen op sy petrol te sit. En dan klim jy uit en dan loop jy. Terwyl ons hier sit, gaan jou kar daar buite af, en binne 'n uur, dan staan die rook op hom, en hy's verwoes. Nou wat het gedoen, dit is wat bekommernis is. Dis om op een plek te sit, jou kar aan te sluit, die baksteen op die petrolpedaal te sit, jy bly op een plek staan, jy oorverhit jou engine, en jy brand hom uit. Maar jy is presies op dieselfde plek. Dit is wat bekommernis is. Die Here sê, moet jy oor niks bekommernis nie. As jy oor iets kan iets doen, doen dit. Daar is goed wat jy moet doen. Doen dit. Jy weet wat jy moet doen, gaan doen dit nou. Jy moet dit gaan doen. Maar wat van die goed wat ek niks aan kan doen nie? Wel, jy kan niks aan doen nie, en die opdrag aan jou is, moet jou nie daaroor bekommer nie. Nou wat moet ek met dit doen? Vervang daai gedagtes met alles wat waar is. Wat is waar? Wel, God is in beheer. Nou, wat van al hierdie ellende? Dis none of your business. Jou besigheid is jou verhouding met hom. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat goed is, bedink dit. Sit jou aandag na goeie goed en konstruktiewe goeders toe en doen dit. En ellende kom oor mense, wat hulle besig hou met hulle gedagtes gefokus op hierdie rubbish. Nou hierdie goed wat ek alles nou hierso uitgepak het ek vir jou vertel, dat besigheid moet te midde van hierdie goeders besigheid doen. Ja. Wel hulle doen. Hulle doen. Dis hoekom die masjiene van die land nog loop. Ja. Dis besigheid wat te midde van al hierdie goed, hulle dinge doen. Doen wat jy kan doen. Doen wat die Heilige Gees vir jou in jou gedagtes gee om te gaan doen. Gaan doen dit nou. Dit help nie, jy sit daar en bewe nie. Ek verskrik nie. Gaan doen wat jy moet doen, en die goed wat jy niks aan kan doen nie, soos die regering van die dag. Een keer in 4 jaar, spandeer die middag, gaan stem, en wacht tot die ry bietjie korter is, gaan of baie vroeg om, gaan eers na 4, gaan stem. Dis nou wat jy gedoen het, wat die regering van die dag aan betref. Maar verder is dit nie jou besigheid nie.
So los dit uit. Fokus op die goed wat jy kan doen. En wanneer jy dit doen, word jy suksesvol. Te midde hiervan. Onthou, ons is geroepe om ons lig te laat skyn te midde van 'n te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Skyn soos ligte in die wêreld. So is dat goeie nuus. Ja, baie goeie nuus. Hoe donkerder dit is, hoe beter kan ons skyn. Hoe meer is die geleentheid vir lig wees. Dit is die goeie nuus. Ja. So vergeet, moet ons nie na die donker te kyk nie. Skynbaar glad nie. That's none of your business. Behalwe donkerheid is daar plekke waar ons met donkerheid aanspreek. Ons moet vir iemand wat iemand skade aan doen sê, stop dit. Ja, ek moet dit doen. Ek moet donker aanspreek, maar daar's plekke wat ek dit nie kan aanspreek. Dis buite my range. Ek kan dit nie gaan aanspreek nie. Daar's goed waarvoor ek geroep is om te werk. Daar's goed dat ek nie voorgeroep is om aan te spreek nie. So ons moet altyd sê, is hierdie binne my range? Nee, dit is nie. Nou maar los dit. En dink daaroor nie, jy moet nie daaroor dink nie, want jy mors jou tyd, as jy petrol op die kar wil stil staan, die petrol bedaal, die kar wil stil staan. Nee, los dit uit. Niks om mee te doen nie. Wat moet ek doen? Die goed wat jy moet doen. Nou, vrees is 'n vrees vir wat kan gebeur het 'n verlammende effek. Dit groot geskrik, daai lamgevoel wat jy in jou arms kry. Nou dit is vrees. Moenie daai ding doen nie. Moenie daai ding doen nie. So as 'n ou vra vir my is die goeie nuus, dan sê ek wel ek beleef die goeie nuus. Ek beleef die goeie nuus. Ek staan elke oggend baie vroeg op met groot antisipasie. En ek het nie genoeg ure in 'n dag om te doen wat ek moet doen nie. Dis mos goeie nuus. Ek beleef dan die goeie nuus. Ja. En so kan ou een na die ander ou toe vat van goeie nuus stories te midde van al hierdie goeders. Is daar die uitdaging, wees 'n lig in hierdie wêreld. Skyn soos 'n lig in hierdie wêreld te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Dit gaan rof. Deel van ons help besigheid deur hierdie goed. Dis my besigheid. My besigheid is besigheid. Ons sê, doen dit. Ek kry soveel joy daaruit. Dit is vir my, as 'n ou vir my vandag vra 3 weke in Mauritius of enige plek in die wêreld of 3 weke hier in hierdie kantoor, en dan sê ek, maar dit is 'n baie maklike antwoord. Maar my vrou mag nie die een hoor nie, want dan sal sy sê, ja, jy is 'n werkholus. Maar ek geniet dit. Ja. Dis wat ek moet doen. Dis my bydra. Maar buite dit, is eintlik nie my probleem nie. Dis 'n ander ouens, daar's ander ouens wat daarom aandag gee. Daar's mense wat amazing werk doen. Op areas wat ek geen invloed, ek het nie 'n passie daarvoor nie. Ek sê vir hom, dis fantasties wat jy doen. Gaan ek dit doen? Nee, ek gaan dit nie doen nie. Dis nie my wêreld, dis my roeping nie. Ja, so nee, daar is te midde hiervan is daar ongelooflik hoop. Daar's ongelooflik hoop. Maar dit lê in die Here. Dit is waar dit lê. Buiten hom is daar eintlik geen hoop nie. Dis baie goed gestel en dit voel vir my half of jy my notakies so gekyk het, want die opvolgvraag hoef ek nie eens te vra nie, jy antwoord sommer net in jou gesprek. So ek gaan omtrent sê amen nie so, en dit is wat ek wil geweet het. Julle op 'n praktiese einde net Gerard, wat doen NIASA vir besighede en hoe kan julle mense help en hoe kom mense in aanraking met julle as hulle julle hulp nodig het? Wat doen ons vir mense? NIASA, ek het NIASA begin in 1996. En die fokus was op industriële verhoudinge. Daar is 2 rolspelers in 'n besigheid. Daar is kapitaal, die eienaar, en arbeid. Daai 2 magte werk in 'n besigheid saam. As dit net jy is en jou vrou wat hierdie besigheid begin, baie besighede begin met 'n man en 'n vrou, sal wat daar is, nie? Ja. Nou dis ook kapitaal en arbeid, ek meen, daar kan nogal vonke spat, nie? maar die dag as jy een persoon in diens neem, tree daar 'n ander dinamika in werking, en wanneer jy op 'n dag 1000 mense in diens het, dan is dit 'n magtige
die industriële revolusie van jare terug het hierdie goed groot afgespeel. Vandag is daai verhoudinge meer gestruktureer in terme van wetgewing en sovoorts. En ouens het hulp nodig met dit so alle fasette wat daar uitspeel. Die verhouding tussen 'n werkgewer en sy werknemer, die verhouding tussen 'n werkgewer en sy honderde werknemer en al die fasette van daai ding, onderhandelinge, griewe, dispute, stakings, industriële, sektorele onderhandelinge waar ons onderhandel in die hele industrie, naamlik die hele sektor. Daar duisende werkgewers. Daar is sektorale onderhandelinge waar daar 'n klomp werkgewers is, paar duisend maatskappye aan die een kant en naby 500.000 werknemers aan die ander kant. En daai goed moet word in sektoriële ooreenkomste onderhandel en al die dinamikas rondom dit. En dan is daar baie ander goeders. Al hierdie goeders, dit is arbeidsverhoudinge, industriële verhoudinge, en dan is daar die BEE dinamika en die employment equity dinamika wat in die prentjie ingekom het en die reg. So ons help besigheid daarmee, dit is elke ding wat in 'n besigheid ter sprake is waar die verhouding tussen werkgewer en werknemer ter sprake is. Nou, NEASA, omdat ons baie groot geword het die ding amper 'n politieke kleurbank kan kry. Al die goed gebeur, maar my wêreld het so 'n bietjie politiek geword, want dit omdat ons 'n stem het. So ons sê vir ons help jou van op die grond, die geringste ding, regter tot binne in die parlement en binne in die konstitusionele hof, tree ons op vir werkgewers en help ons hulle. So alles, hoe kry hulle in die hande? Hoe kom hulle by NEASA uit? Hulle gaan kyk op die internet NEASA, NEASA, daar staan het. Stuur vir ons 'n e-mail, sê help ons, en dan help ons jou. Nou maar daar is hy. Gerard, ek sê vir jou baie, baie dankie. Dit is 'n baie groot voorreg gewees om te praat met iemand wat aan die bokant van hierdie storie sit en 'n leeftydse ondervinding het in besigheid in hierdie land doen en besighede elke dag sien wat hierdie dinge doen en die probleme wat hulle het. En dit het geëindig het met die goeie nuus van daar's nie rede om moedeloos jou hande op te gooi en in die berg in te hol nie. Dit gaan moeilik en ek is 'n groot aanhanger van geskiedenis en as ek dink deur die geskiedenis net sê ek vir mense wat in die 1900s rondgebore is, het ongelooflike goed beleef wat ek nie sou wou beleef het nie. Die 2 wêreldoorloë, klomp ander lekker dinge tussenin. Ons het vandag ingrypende probleme, maar is net anderste soort probleme. Dis nie erger probleme, dis anderste probleme. En dis ons tydse probleme en ons moet daarmee worstel. Maar die wêreld is nie op sy knieë van mekaar val nie. Dis 'n moeilike ding om deur te gaan, maar daar's genoeg mense in hierdie land, besef ek, met positiwiteit en mense wat dis vir my die fantastiese ding van Kragdag elke jaar. As ek vra vir almal, wil julle eerder gaan of wil julle eerder bly? En almal deur die bank sê, ons bly net hierso. Ons gaan eerder stoei en dit maak werk as om op 'n ander plek gaan probeer dinge uitsorteer. So baie dankie. Dankie vir die goeie nuus. Baie sterkte met julle werk en ek hoop wat vir julle alle voorspoed toe. In die werk wat jy doen. Mag baie goed gaan met julle. Corneille, baie dankie. Dit is vir my heerlik gewees. Baie dankie. Waardeer. Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag tot dit die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Luister nou na Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.